Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren. Met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, see-nimf, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Nereides van Griekse mitologie word diep geassosieer met water, veral seewater. Hulle is die verpersoonlikte geeste van die see in vroulike vorm. Hulle word gewoonlik in die see rondom antieke Griekeland aangetref. Hulle leef harmonieus met alle seediere en geniet dit om met die dolfyne en seeperde te speel. Die see-nimfe is welwillende figure en is nuttig vir matrose in nood. In sommige weergawe van die mite word hulle uitgebeeld met vissterte, soos meerminne, in plaas van voete. Amfrodite is die bekendste van die Nereides, aangesien sy die vrou is van Poseidon, moeder van Triton en koningin van die see. Meestal woon die Nereides in 'n goue paleis in die dieptes van die Egeiese See, saam met hul vader Nereus. Hulle simboliseer alles wat goed en goed van die see is. Die Nereides is pragtige jong meisies wat lief is vir sing en dans. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, see-nimf. Hierdie vee is die verpersoonliking van alles wat mooi en vriendelik is aan die see. Hulle hou daarvan om te sing en te dans, wat geluk en kalmte deur die see veroorsaak. See-nimfe is altyd op die hoogtepunt van die mode, alhoewel hulle verkies om kaalvoet te wees. Hulle kom ligsinnig voor, maar hulle is eintlik uiters kragtig en loyaal. Hulle beskerm die see, diegene wat daarin woon en diegene wat daar reis, wat hulle natuurlik van tyd tot tyd met die seehekse laat bots. Sommige woon saam met die koning van die see in sy goue paleis, maar die meeste verkies om deur die dieptes te reis en nuwe dinge te ontdek. By geleentheid sal hulle aan parades deelneem en op die rug van dolfyne of seeperde ry. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van see-nimf na Engels, sea-nimf. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Tonne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!